Goeiedag en welkom by episode 4 van Coffee, Crisis and Conversations met my Zenobia Meyer. Vandag gesels ons oor 'n belangrike en absoluut nodige onderwerp. Ons gesels vandag oor loopbaankeuses en hoekom psigometriese toetse 'n kragtige hulpmiddel is. Ons gesels oor hoe betroubare persoonlikheids-, vaardigheids- en belangstellingstoetse insig gee wat verder as net jou CV strek. Dit is dan vir my 'n absolute voorreg om vandag in die ateljee te verwelkom Jaggie Du Plessis en dan ook 'n spesiale gas, Buddy. Jaggie, baie welkom. Dankie dat jy vandag jou weg uitgesien het na die ateljee. Dankie Zenobia, het lyk my Buddy wil al klaar praatwerk doen. So hy is hoër gekwalifiseerd as ek, hy is Dr. Buddy. Ek is JG. Buddy, jy moet nou hallo sê, kyk daar vir die kamera. Daarso. So ja, ek gaan nou net vir Buddy neersit, dat hy gaan nou heel waarskynlik hier rondloop. Maar hy is my terapiehond. Hy is 4 maande oud. En hy maak die kindertjies rustig en sulke goedjies, maar ja, dit is lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging en ek sien uit om 'n bietjie met jou te gesels vanmiddag. Kan jy net vir ons net so 'n agtergrond gee oor wie is Jaggie? Ons het gehoor jy is 'n gekwalifiseerde sielkundige. Yes. Maar wie is Jaggie agter die titel, die sielkundige? Alles behalwe sielkundige. Ek dink soos die fliek wat vir my uitgestaan het, die ultimate sielkundige fliek vir my was Good Will Hunting. Die fliek Good Will Hunting gaan oor Matt Damon wat eintlik hierdie klomp seer en anger issues gehad het en so aan. En dit was vir my so mooi hoe ou soos Robin Williams eintlik op so sagte manier met hom kon werk as 'n ou wat eintlik uit die selle uitgekom het. So ek dink vir my as 'n sielkundige probeer ek 'n baie relatable persoon wees. Ek dink dis belangrik om baie keer vir ouers en kinders ook nie te sê wat hulle wil hoor nie, maar wat hulle baie keer moet hoor. Ek dink daar's 'n verantwoordelikheid. Ek is bekommerd oor sekere sielkundiges of sekere tendense in sielkunde wat vir ouers antwoorde gee wat hulle wil hê. En ek dink dis belangrik dat ons veral ouers begelei. Jy weet, en nie noodwendig kinders in watte toe draai nie. Maar ek as mens is baie lief vir musiek. My gitaar staan hierso. So ek het saam met 'n vriend 'n band begin, Platteland Donkie. Ons doen dit deesdae minder, ons albei is net verskriklik besig. Ja, so sielkunde is maar die ding wat my besig hou meeste van die tyd. En dan so nou en dan, as daar tyd is, maak ek 'n bietjie musiek. Ek het 3 honde. Die enetjie is mos nou hier vandag, die ander 2tjies is by die huis. Ja, so hulle hou my besig en ek dink, jy weet, ek's maar net baie lief vir familietyd. Ek gaan nou Desember gaan ek weer 'n bietjie kamp saam met my familie. Ek het nou 2 weke terug vir 'n week vakansie gevat en saam met my ouers bietjie die blomme gaan kyk en sulke tipe goed. So daar's 'n goeie balans in jou lewe, Jaggie. Ek sou probeer jy? Ek dink die regte antwoord sal wees ja, want 'n sielkundige moet balans hê. Ek dink wanneer jy 'n nuwe praktyk of 'n besigheid begin, moet jy jouself maar regmaak vir 3 tawe jare. En ek is nou amper deur die eerste jaar wat ek dit voltyds doen. So daar is baie harde ure en sacrifices wat in dit ingaan. Maar ek dink as jy die ding reg bou en met die regte mense werk en so aan, dan maak jy dinge vir jou makliker. Maar op hierdie stadium vat ek min tyd vir myself met die oog om later meer tyd vir myself te kan vat, ja. En Buddy is nou 'n baie prominente gas. Hy's hier en hy beweeg in die ateljee. Kan jy net vir ons net so 'n agtergrond gee waarvan die idee gekom het en hoekom Buddy nou deel is van terapie? En Buddy maak sy stem baie duidelik hier agter. Hy wil net hulle sê mos eintlik 'n hond is 'n refleksie van sy baas. Jana. So jockeys is gewoonlik of baie jockeys is mos hierdie of die jockeys wat ek geken het, is hierdie versigtige stil honde en Buddy kom hier in en hy praat met almal en hy kou almal se hande en so aan. En hy was nou so rustig tot ons nou begin shoot het. Maar waar dit eintlik begin het is, ek het 'n hond in my lewe gehad, 'n skaaphond, wat vir 15 jaar deel van my lewe was, en ek het haar hierdie jaar uitgesit, 22 April.
Sy was 15 en sy was baie siek. En ek dink ek het baie gehuil want sy was saam met my eintlik deur baie van my seer, soos ek is deur 'n egskeiding so amper 6 jaar terug en jy weet ek het self opgehou drink so 3,5 jaar terug en goeters en deur al die alleenthede wat ek by die huis gekom het was Siba altyd daar vir my gewees. En soos ek sê vir my was sy net 'n hond, vir haar was ek alles, jy weet. So Siba was vir my 'n groot nok. My pa was die dag saam met my by die veearts en ek onthou hoe hy sy hand op my skouer gesit en jy weet, en dit was vir my taaf, maar ek het goeie support van hom af gekry in die aand as ek en my pa na Brian Adams se show toe. En ek het so 'n bietjie met 'n paar vriende gepraat en begin dink, weet jy, dit sou eintlik lekker wees om 'n hondjie te hê wat net by jou kan slaap in die bed. Jy weet, ek het hierdie Pekingese, maar hy is baie kwaai. En toe eendag kom 'n vriendin van my in my praktyk in met hierdie klein jokkie. En ek was baie anti-jokkie want ek hoor dis mos 'n hondie, dis dan 'n rot, jy weet, en ek sê dit ook vir haar en ek kry baie aanstoot van die vrouens in die praktyk en ek vra toe of ek die hond 'n bietjie kan vashou en toe hoor ek die hond gee nie hare af nie. Jy weet, en toe sê ek soos, okay, dis cool, want nou kan ek hom na my ma se huis toe vat, want my ma is soos, jy weet, enige hond wat hare afgee, gaan nie by huis en ek is ook nie lief vir haar nie, ek hou nie van die reuk, jy weet, en so aan nie. En toe tik dit daai boksie en toe sê ek soos, miskien moet ek 'n terapiehond kry. En toe kom die impulsiewe kant in die deur en voor ek my kon kry, toe het ek die hond. Toe is die hond daar. Toe is die hond daar. En die hond is nou amptelik deel van die praktyk. Hy is amptelik deel van die praktyk. Hy gaan jokkie skool toe deur die dag en dan word hy op uitnodiging praktyk toe gebring deur sy skooljuffrou. Oh, that's nice. Die Iwe juffrou Linda Smit in Woester. As jy ooit jokkies het en jy het iemand nodig om na hulle te kyk, Linda Smit in Woester sal jou uitsort. So Ja, ek hoor jy is gewoonlik as mense met iemand praat in 'n professionele kapasiteit, 'n sielkundige, maatskaplike werker, 'n psigiater of wat ook al. Het veral ek sal dink jonger mense het die tendensie om te dink dat jou lewe is perfek. Daar is nie regtig fout nie, daar is 'n issue. Maar jy het nou sopas genoem jy kom deur 'n egskeiding. En dinge het obviously gebeur in jou lewe en mense is altyd so oop om te praat oor dit nie. Maar hoe belangrik is dit vir jou om te relate aan jou kliënte en mense rondom jou, nie noodwendig jou kliënte nie, want jy gaan noodwendig 'n storie vertel vir jou kliënte nie, maar om openlik te wees en te relatable te wees met mense. Ek dink die eerste ding is, as ek moet teruggaan na my egskeiding toe, was ek en die persoon met wie ek daai tyd getroud was, twee mense wat, ek kan nie vir haar praat nie, maar ek dink twee mense wat nog 'n bietjie moes werk aan onsself. Ek beslis. Sy is vandag baie gelukkig, weet ek, en dit gaan baie goed met haar en ek wens haar alles van die beste toe. Ek moes baie introspeksie vat in my eie lewe. Een van die goeters was, ek het vir die eerste 2 jaar deur dit gegaan, regtig myself baie seer gemaak. Met baie drank en rook en sulke tipe goeters en emosioneel seer gemaak en met die verkeerde mense tyd spandeer. Ek het toe Desember 2022 het ek opgetree en lang storie kort, ek was kaalvoet op die gras, besig om te sing en ek dink eers ek het baie goed gesing, want ek was obviously onder die invloed. En ek het so aan die mic stand gevat. En daar moes 'n draad of iets gewees het wat aan die mic stand geraak het en daar ek het die gitaar neergesit en toe trek ek vas en ek skok toe nou en ek val toe om en ek val met my rug op die amp. Maar ek het seker vir 30 sekondes so geruk en in die proses het ek probeer om Adrian te roep, die ou wat saam met my gespeel het. Hy het eers gedink ek is besig om 'n show op te sit, jy weet, soos Guns N' Roses of iets. Maar in elk geval, toe hy nou agterkom wat aangaan, hy het plakkies aangehad gelukkig. Toe het hy die mic stand uit my hand uitgeruk en in die proses het my, jy weet, my bicepspier geskeur en alles en dis toe. Maar ek dink wat vir my sleg was van daai proses is op daai stadium het ek baie gedrink en ek het vriende gehad wat ek gedink het vriende was.
En ek was in die hospitaal en ek was super alleen. Niemand het vir my klere gebring nie, niemand het uitgereik na my toe nie. Dit was, en die gevoel van ek kry myself jammer was massief. En ja, ek dink dit was, ek sal nie sê ek wou regtig selfmoord pleeg nie, want dit is 'n heavy ding om te sê, maar ek sou sê ek het baie geponder met die idee van dit sal eintlik bevrydend wees om na my eie lewe te vat, jy weet, want hier's regtig niks, jy weet, ek het nou, I messed up big time, en ek kan nie myself hier sien uitkom nie. En toe vroeg in daai jaar, toe het ek, vroeg in 2023, dit was eintlik 2022, toe het ek eintlik uit bodem uit, want ek het nou nog hierdie hele, dis 'n hele ander podcast, ek sal julle lank besig hou. Ek het maar seer gekry in die kerk ook, en in die proses uit my kerkseer het ek gedink die probleem lê by die Here, wat eintlik nie die geval was nie. En ek het teruggegaan na 'n kerkie toe, 'n baie klein kerkie in Rossenwil, en daar het ek vir Bou de Klerk ontmoet, Bou en Adrie de Klerk, en hulle het my, jy weet, baie gementor, en ek was daai jaar saam op 'n uitreik saam met hulle Mosambiek toe, en dit het my eintlik baie goed gedoen. Ek het daai jaar, die 16 April, die 23, so ek het nog 'n bietjie gedrink daai jaar, maar die 16 April het 'n pel van my een hand opgetel. Jy weet, ons was toe nog nie sulke goeie pelle nie, ons het intussen het ons baie goeie pelle geraak. Hy het my opgetel, ek het in 'n kampterrein aan, jy weet, uitgepaas. Hy het my in sy tent gaan sit, veilig en alles, en ek het wakker geword, en ek is die volgende oggend kerk toe, en ek kan nie onthou waar die dominee gepreek het nie, maar dit was net so super. En ek het net vir myself gesê, vir 'n week of 2 nie drink nie, en nou is dit 3,5 jaar later, en ek het nog nie weer gedrink nie. En ek dink daai was, wat ek eintlik probeer sê is, ek moes sekere besluite gemaak het, wat my sielkunde bevoordeel het, vandag, om meer relatable te wees. Ek moes sekere sacrifices gemaak het, en om mense te kon verstaan, moes ek deur sekere goed te gaan. So, die vers wat ek dan sal aanhaal, is iets soos Romeine 8 vers 28, wat sê die Here laat alles ten goeie meewerk, jy weet, maar, ek encourage niemand om dieselfde foute te maak nie. Maar as dit nie was vir daai tawwe tye nie, dan sou ek nie vandag die persoon kon wees wat kon relate het. En natuurlik kan ek nie op alle maniere relate nie, maar daar is definitief meer maniere wat ek kan relate. Okay, so jy kom deur 'n journey, en Ja, so 'n bietjie. jy's hier vandag. Ja. Ons raak graag vandag aan die belangrikheid van psigometriese toetse. Ek dink nou net so baie jong mense of skoolgaande kinders het die idee van ek wil graag, ek wil graag eendag 'n dokter wees, 'n sielkundige wees, wat ook al. En sommige kere is dit blote gedagte, sommige kere is dit omdat iemand in die familie in dieselfde beroep is. Hoe belangrik sou jy sê, watter belangrike rol, dat ek liewer so vra, speel psigometriese toetse? Ek dink psigometriese toetse speel 'n aanduiding. Dit gee vir ons 'n aanduiding. Dit op die einde van die dag, 'n mens moet baie versigtig wees vir kwantitatiewe assesserings. Jy kry kwalitatief wat meer holisties is, en kwantitatief wat meer syfers gedrewe is. En ek dink nie 'n mens kan jy altyd in 'n blik indruk met dit nie. So, maar dit gee vir ons 'n baie goeie indikasie. Ek dink ek het toe eintlik op 'n punt gekom waar ek toe vir myself moet vra is, okay, so met watter psigometrie wil ek werk? Met watter psigometrie is ek gemaklik? Watter norms, kyk ons praat van norms, is die beste gestandaardiseerd vir die kinders met wie ek werk en so aan. Nou, wanneer ons kognitiewe toetse doen, het ons maar net die gewone essays en J-size, en daai goed is baie uit. Maar wanneer dit kom by persoonlikheidstoetse, aanlegtoetse, het ons 'n verskeidenheid van opsies in die land. En ek weet toe watter opsies was vir my voorgelê op universiteit, en dit was vir my nice, maar, en ek sien nog baie mense gebruik dit, maar die interpretasie daarvan is baie limited of swak. Ek moet nog steeds baie navorsing gaan doen.
En wat baie sielkundiges dan doen is hulle druk jy goed net in AI in en dit gee vir hulle opsies. AI is 'n goeie tool, maar so toe sê ek soos nee, ek soek iets beter. En my pa wat ook 'n sielkundige is, het destyds met 'n ou gemeet Dr. Mario Denton. En my pa sê toe vir my, maar ek moet dalk vir Dr. Mario Denton kontak. Hy's in Durbanville en hy's 'n bedryfssielkundige. En Dr. Mario het my toe voorgestel aan die toetse wat ek nou gebruik. En in die toetse kyk ons spesifiek na persoonlikheid, belangstelling, aanleg en jou waardes. En ek meen ek kan nou vir jou 'n bietjie meer detail op dit gee oor wat is elkeen se rol in dit. Maar jy weet dit is so 'n groot ding waarna mens moet kyk. Nommer 1, jy moet kyk na iemand se persoonlikheid om te kyk waar pas hulle in, by watter tipe stelsel of vorm van energie gaan hulle beïnvloed versus jou belangstellings is, wat is actually vir my nice, jy weet. En ons kan dit nou 'n bietjie afbreek. Dan aanleg is actually, wat is my skills? Jy weet, wat kan ek gaan toepas en dan laastens, wat is my waardes? Wat is vir my belangrik? Is dit geld? Is dit dalk eerder familie en vriende? Sodat jy weet wat sacrifices om te maak. Ek dink waar dit moeilik raak vir my, is ons sit so baie druk op jong mense om hierdie besluite alleen te maak. Die samelewing verwag het van hulle. Ja. Ek meen, as ek dink aan die besluite wat ek gemaak het toe ek 17, 18 was, en waar ek vandag as 'n 37-jarige man sit, jy weet, dit is shocking, en hulle sê jou brein is ten volle ontwikkel op 25, maar emosioneel soos my sielkundige vir my geleer het, is jy eintlik eers ontwikkel op tussen 30 en 32, emosioneel. Okay. So dit vat tyd. So daar's 'n klomp goed waarna mense moet kyk. Ek weet nie, ek het nou so half 'n bietjie afgewyk van die vraag. Nee, dis reg. Ek dink net soms sit jy met hierdie ding van jy het 'n beroep in gedagte, maar soos jy verwys na die persoonlikheid ook. En ek dink mense is noodwendig so ingelig om te dink aan jong, pas my persoonlikheid by hierdie beroep wat ek graag sal. So daar's iets wat jy graag wil doen. Daar's 'n beroep wat daar sit wat heel moontlik haalbaar is vir jou. Maar nou kom 'n kind, ek het nou nie die toets gedoen nie. Dis gemetriese gedoen nie. As net 'n gedagte van ek gaan nou sielkunde doen. Ek gaan 'n dokter raak, ek gaan studeer en in die eerste jaar van werk dinge nie so lekker uit hê. Want dan voel dit vir jou I don't belong here. Is dit 'n geval waar jou persoonlikheid en jou loopbaankeuse noodwendig so lekker by mekaar kom nie? Ek dink die eerste probleem wat ek 'n voorbeeld wat ek baie gebruik en dis nie ek moenie aanstoot neem teenoor die beroep wat ek as 'n voorbeeld gaan gebruik want dis net 'n voorbeeld. Baie mense sal sê ek gaan BREK gaan swat of rekeningkunde. Want rekeningkunde was lekker op skool. Ek het goed gedoen daarin en ek word verskriklik goed betaal. So my belangstelling is rekeningkunde. Maar wanneer ek begin werk in die veld, dan besef ek, sorry, om 'n ouditeur te wees is eintlik glad nie wat ek wil doen. Iets heeltemal anders. En ek dink op grond van dit, wat ek altyd vir mense vra, is wat is die belangrikste? Is dit belangstelling of persoonlikheid? En baie jong mense sal vir my sê, nee, maar my belangstelling is meer belangrik. Nou as ek nou vir jou vra, Zenobia, as jy nou terugdink 5, 6 jaar van in jou verlede was jou belangstellings presies dieselfde toe as wat dit nou is? Want toe het jy seker nog nie kinders gehad nie? Nee, ek dink dit verander met tyd. Het verander soos wat jy deur sekere goed gaan. Ek dink soos jou lewe evolve. Is daar sekere goed wat en as 'n mens nou dink jy het byvoorbeeld maatskaplik geswat en ekskuus is nou nie meer op die spot. En hier gaan ons nou heeltemal in terapie. Nee, maar dis nou nie ekskuus, dis nie die ons het voor die tyd gespor alweer, maar net om te sê, verstaan, jy het hierdie illusies gehad van wat maatskaplike werk is destyds en hoekom jy dit wou doen. En ek gaan jou nou nie vra om dit te beantwoord nie, maar jou belangstellings is nie meer dieselfde nie. En jy bevraagteken dalk nou seker. Ja, ek soos vroeër gepraat het en jy kom op 'n punt waar jy regtig vra en jy wonder soms
is dit waar ek wil Ja. wees? Is dit nog wat ek wil doen? Maar dan kom jy ook op 'n punt waar jy wel jou kliënte sien en jy kry daai vervulling en jy besef, okay, ek het die regte keuse gemaak. Dit is my passie. Dit is die beroep waarna ek wil wees. Nou, een ding wat vir my super interessant sal wees, as 'n mens, nou byvoorbeeld, ek kan sien, hierdie wat jy nou doen, is vir jou lekker, jy weet, en dit stimuleer jou, want ek dink daar's 'n vorm van intellectual stimulation ook hierso. So, ek dink, 'n mens sal moet gaan kyk na jou persoonlikheid, waar trek jy op die skaal van introversie, extroversie. Nou, wat interessant is van introversie, extroversie, is daar's onderafdelings. Daar's byvoorbeeld, net een komponent is sosiaal, okay, versus antisocial of jy weet reserved, en dan is daar, wat is die een, distant versus, jy weet, jy express meer jouself, en dan is daar verbal en non-verbal, of verbal en quiet. So ek dink mense dink, jy weet, extroversion of introversion is net een ding. En dis hoekom jy baie verskillende definisies van dit kry. Maar wat vir my interessant is, as jy die ding so afbreek, dan is dit vir my altyd interessant om te kyk, wat stimuleer hierdie mense? So, ek dink, wat ek kon kry uit die toetse wat ek doen is, okay, ek weet wat ek elke dag van my lewe moet doen. Maar ek weet ook waar my limits is met elke ding, want ek doen nie net hierdie nie, ek doen 'n paar verskillende goed, want ek raak moeg van te veel op dieselfde ding doen. So my belangstelling is daar, maar wat ek moes besef het in die proses is, okay, wat is my persoonlikheid? Wie is ek? Hoe hanteer ek stres? Jy weet, en as ek myself ken en my persoonlikheid ken en verstaan, dan los dit baie probleme op. Want ewe skielik is die ADHD wat ek het nie meer so groot probleem vir my nie, en is iets wat ek kan aanvaar. En ewe skielik kan jy my nie meer label as iemand op die spektrum nie. En nou trap ek op 'n toon, want baie kinders word deesdae in my opinie verkeerd gediagnoseer met autisme. En ek is nou in die valley van autism, so ja, ek gaan nou op tone trap. Maar die punt is, daar is baie kinders wat dit verdien om 'n autisme, of nie verdien nie, dit klink nou, wat dit, dit is, hulle met 'n autisme diagnose kry, want dis in hulle beste belang. Maar daar's 100% kinders wat verkeerd gediagnoseer word, want ons sien sekere simptome, maar ons neem ook nie hulle persoonlikheid in ag nie. So ek het hierdie ongelooflike kliënt by my, sy's 'n stille persoon, maar sy het 'n sterk persoonlikheid. En sy is uitgesproke. En omdat haar persoonlikheid van so 'n aard was sy destyds gediagnoseer met PDA. Weet nie of jy weet wat PDA is nie, maar dis basically 'n vorm van autisme waar hulle sê, okay, hierdie ouetjie bevraagteken autoriteit, jy weet. En haar persoonlikheid is net van so 'n aard dat sy goed bevraagteken, maar sy's 'n genuine, beautiful persoon, en ek dink net die label was onnodig en dit het haar baie seer gemaak en dit was vir haar struggle om haar weer te kon release van dit en so aan. So vir my speel persoonlikheid die ultimate rol om iemand te verstaan en om iemand vorentoe te help. En ek dink, ja, dit kom met limits, maar om iemand te verstaan is vir my so belangrik. En wat ek hou van die kwantitatiewe toets, of die psigometriese toets, is dat dit vir ons 'n baie goeie indikasie gee. Okay. Hoe betroubaar is 'n psigometriese toets? Wel, dit sal afhang van, soos Dr. Wim Myburgh het my altyd geleer toe ek psychometry gedoen het destyds, jy weet, jy moet kyk na 'n paar goed, reliability, validity, jy moet kyk na hoe betroubaar is die toets, hoe geldig is die toets, jy weet, wat is die standaardisering van die toets. Daar's 'n paar goedjies, maar so ek dink daai goed is vir my belangrik. En dan moet jy dit gaan oefen in die praktyk, jy weet, om te kyk hoe akkuraat toets dit. Wat ek hou van in die pad wat ek met Dr. Wim Myburgh Dr. Wim Myburgh, Dr. Mario Denton, die ou wat wie ek die toetse doen wat ek nou gebruik, het ek agtergekom, meeste mense wat by my instap, en ons doen so gewoonlik so 2.5 ure sessie, stap baie rustig en, jy weet,
rustig en optimisties daaruit, want nommer 1 hulle voel raak gesien en nommer 2 daar is 'n oplossing. So dit gaan nie net oor so maklik soos kom ons kies vakke of ons kies 'n beroep nie. Ek dink dit gaan oor is ek as mens raak gesien. So iets hoe ek baie keer sal begin. Ek kyk die toets so en dis altyd dan sal ek vir die ou sê, "O, jou kamer is baie keer te mekaar." Of meeste van die tyd te mekaar of, "O, jy is nogal netjies, jy weet." En dan soos hoe weet jy dit? Jy weet en dan Speel jou benadering dan 'n rol as jy jou terugvoer gee? As die toets nou klaar gedoen is, natuurlik word dit terugvoer gegee. So nou tel jy as die terapeut tel nou hierdie goed op. So die manier hoe jy nog gaan jou feedback gaan gee aan hierdie mense wat ons ten wag. Wat gebeur nou? Wat het nou Wel, ek is seker nie so formeel, jy weet, ek is nou nie so Ja. Pas. Jy weet, so ek is chill, ek sal baie keer in 'n T-shirt of sit of in 'n hoodie of iets. Ek het nou maar net opgedres omdat jy so mooi aangetrek het. Ek het nou maar mooi aangetrek vandag. Ek het al met slippers, my ma kan dit nie hanteer nie want ek het al in slippers terapie gedoen. Maar die kliënt is gemaklik om jy van jy's relatable. En as dit nie vir jou werk nie, jy wil meer by 'n pasha wees, go for it. Verstaan? Is dit wat jy vir jou kliënte sê? If this is not for you. Wel, wat wil jy? Jy wil 'n ou hê wat Wat jy mee kan kan relate, luister en ja. mee kan relate, maar wat jou op jou gemak laat voel. Absoluut. So ek gaan nou nie uit om in my PJs daar te gaan Ja. sit nie. Maar ek meen as jy kruisbene op die bank wil sit, ek meen as jy nie van honde hou nie, gaan ek nou regtig jy nou nie forceer dat Barry op jou skoot Ja. moet sit nie, jy weet hy kan maar uit die kantoor ook uit wees en so aan. Maar so dit gaan vir my nog steeds oor die kliënt se gemak, jy weet. Maar ek kom agter meeste kliënte hou daarvan as jy kan relate. Relate en ek dink dis die groot key van my rol as die sielkundige is om te kyk of ek op sy level kan kom Ja. of op haar level kan kom. So ek dink hoe my proses werk wanneer ek hierdie toetse doen. Ek sal gewoonlik ek sal met die ouers praat en vinnig hoor wat aangaan. Die ouers sal vir my sê luister ek wil ons moet vir hierdie kind vakkeuses doen en ek sal nou gou vir jou verduidelik die belangrikheid van vakkeuses en beroepsbegeleiding. Maar die ouers sal vir my indikasie gee en dan sal ek die toets uitstuur. En dan sien ek hulle vir die terugvoersessie van 2.5 ure. Nou in daai sessie motiveer of moedig ek gewoonlik aan dat die ouers, die pa en die ma saam met die kind in die sessie kom sit. Omdat dit kan mos nou 'n groot mens ook wees wat hierdie sessie kom doen. Maar ek moedig gewoonlik aan dat 'n partner of 'n ouer of so saam insit. Vir die eenvoudige rede, dis hulle support base en 'n accountability partner. Jy weet. So dis ek leer myself ken. Niks wat ons sê in die sessie is veronderstel om afbreekend te wees nie. Ons is eerlik oor ons tekortkominge, maar die hele doel daarvan is om te sê, okay, wie is ek? Verstaan ek myself? Wat maak my uniek? Jy weet. Ek het gister met iemand gepraat wat vir my gesê het, "JG, waaraan moet ek werk?" En toe sê ek vir die persoon, "Daar's niks waaraan jy moet werk nie." "Nee, maar JG, sê my waaraan moet ek werk?" Toe sê ek beloof jou, jy kan vir Elisma wat vir my werk vra. As ek vir jou iets wil sê, gaan ek dit vir jou sê. Jy weet, jy's dalk nie almal se cup of tea nie. Dis 'n ander ding. Jy's nie almal se cup of tea nie, maar dit beteken nie daar's iets waaraan jy moet werk. Ja, daar's iets fout met jou. Ja, so jy gaan nooit almal se cup of tea wees nie. So vir my is dit regtig belangrik om jouself te verstaan. En ja, so in daai opsig speel die ouers of daai partner 'n belangrike rol, 'n supporting rol en om jou accountable te hou. Jou rol is om te dink aan 'n aksieplan vorentoe en hoe gaan ek hierdie ding hanteer? Jy weet, hopelik dat jy met hoop daar uit kan stap. Ja. Want die hele ding gaan eintlik oor ek moet myself leer ken. Jy weet, daai proses wat ek as 'n groot mens 3,5 jaar terug deurgegaan het, was nou 3,5 jaar terug. En ek is 37, come on. Jy weet, so dan sê ek vir jong mense van vandag, gee vir jouself tyd. Jy weet, jy is nie veronderstel om Bietjie crazy, ja. jy is nie veronderstel om met so vinnig uit Ja. te gebeur. Is dit ook 'n geval van ons praat nou byvoorbeeld van leerders, 'n kind wat nou byvoorbeeld op hoërskool is, wat nou obviously, hulle is
bietjie confused. Ek weet nie waar as ek groot, as ek klein, as ek wat ook al. So hulle sukkel op sigself om hulle te verstaan. Maak hierdie toets dit ook makliker in daai geval vir die ouers om hulle kinders dan beter te verstaan in daai proses. Ja, baie. Ek dink veral dit want baie ouers verwag van hulle kind om dieselfde te wees as wat hulle was. Jy weet, Of 'n ouer boetie of sussie. of 'n ouer boetie of sussie, maar byvoorbeeld ek sit nou ek kan nou nie ek sien nie meer noodwendig die pasiënte in my kop nie, maar ek weet net van sekere ouers wat dan sy pa byvoorbeeld fantasties in wiskunde. En die kind moet wiskunde, wat ons het gepraat van wiskunde hoër graad, gewone wiskunde hê. Maar die kind kom nie die mas op nie. Nou dit kan wees dat die kind, jy weet, nie leer nie, of dit kan wees dat die kind hier aanleg het. Die punt is die kind kom met die deur hier. En ons moet aandag daaraan gee. En ja, dit is iets wat adres moet word of jy weet aangespreek moet word. Maar op die einde van die dag moet ons ook kyk wat vir hierdie kinders belangrik is. Ja. Met grense natuurlik. So wil ek net belangrik. Wat ek ook net wil bysê want ons moet versigtig wees om vir kinders te veel scope te gee want jy as 'n kind vat kansse. Jy weet, as my pa vir my sê ek kan wiskunde standaardgraad of geletterdheid vat, maar ek het eintlik die potensiaal vir gewone wiskunde, dan ek is nou dankbaar dat my pa met my hart was op skool. Maar op skool sou ek dit uitgebuit het. Ja, ek hoor wat jy sê, ja. Sê gou vir my, ja. Die verskil tussen 'n psigometriese toets en bloot loopbaanadvies, because ek dink net nie almal het noodwendig die verstaan van 'n psigometriese toets en iemand wat net vir jou career guidance gee nie. Ek persoonlik dink daar's 'n bietjie van 'n baie groot verskil. Kan jy net vir ons 'n bietjie net so agtergrond gee oor wat is die verskil tussen die twee? Ja. So ek weet nie regtig wat iemand doen wat net vir jou vir 'n uur career advice gaan gee nie. Hy gaan dalk vir jou kan sê ek breek verskillende beroepe en verskillende goed op en dan gaan dit maar nog steeds wees jy wat bedink, hierdie lyk lekker en hierdie lyk lekker. Wat 'n psigometriese toets doen en wat die regte psigometriese toets doen. Hy weet hoe om sekere vrae aan jou te stel sodat jy sekere goed uitkanselleer en sekere goed bo ander goed stel en dan gee hy vir jou 'n persentasie op grond van waar jou persoonlikheid is, waar jou belangstellings is, en dis waar die geldigheidstelling dan inkom om vir ons te sê, okay, maar hierdie ding toets redelik akkuraat. So die psigometriese toets gee vir ons 'n baie goeie aanduiding. Ek hou daarvan, maar vir my speel die 2,5 ure gesprek wat ek by die kind en die ouers het nog meer 'n belangrike rol en ek moedig die kind en die ouers aan om vir my te sê, weet jy wat, as jy met my verskil sê dit. Verstaan, dit is op die einde van die dag nog steeds net iets op papier. En ek is oop vir gesprekke en ek sê altyd vir die kind as jy daar skryf, jy weet, maak merkies en so en as jy verskil dan sê jy dit, dan kanselleer ons dit. Jy ken jouself mos beter. Kry jy gevalle waar die uitslag kom en jou kliënt stem nie noodwendig saam? Nee, baie min. Ek kry byvoorbeeld gevalle waar hulle vir my sal sê, ek het nie lekker verstaan daar byvoorbeeld, dan die kind byvoorbeeld getoets, hulle sukkel om met geld te werk. Jy weet, dan sê ek, okay, so jy sukkel bietjie met finansies en so. Dan sal hulle sê, nee, ek is eintlik goed met finansies, maar ek het nie regtig die vraag verstaan nie. So dit kan gebeur dat die kind baie keer die vraag misverstaan. Jy weet. So jy sê jou interpretasie van die terugvoer. Is belangrik dat die kliënt moet verstaan wat die terugvoer was. En sommige keer sit mense aan die ander kant en jy probeer byvoorbeeld vir hulle terugvoer gee. En hulle verstaan nie noodwendig presies wat. So hulle wonder 'n bietjie en hulle wil nie regtig vra nie. Maar die terugvoer en jou kliënt se verstaan is tog belangrik want jy wil hê as jou kliënt uitstap dat jou kliënt moet verstaan en weet wat die toetse uitslag was. Ja. Okay, sê vir my, wat is die beste tyd? Is dit nou by vakkeuses of By psigometriese toets vakkeuses, wat is die beste tyd om vra vir Buddy. Ek dink Buddy wil eintlik graag Kyk, Buddy is nou soos
Man, die beste tyd, so kom ek sê vir jou, die eerste keer wat jy my kan kom sien vir hierdie spesifieke ding. Kyk, ons doen mos nou kognitiewe assesserings waar ons kan kyk vir 'n klomp ander goeters op 'n vroeëre ouderdom. Maar die eerste keer wat ek dink jy my miskien kan kom sien, hey, wat wil jy sê, buddy? Maar die stem is saam nie. Wat ek het jy mos gesê, hy is nog nie jong. Hy moet nou nie hier kom weggee nie. Maar so die beste tyd is seker wanneer jy graad 9 is. Dan kom sien jy my vir vakkeuses. Nou, ek dink iets wat ouers moet besef is ons moet versigtig wees en ek dink party beroepsouens doen dit ook is om ek dink hy wil hê jy moet hom optel hoor. Ek dink wat party beroepsouens doen wat regtig wat vir my concern is. Ons help die kinders vakke kies op skool wat lekker is. Of wat hulle in Wat is fout? Ek dink julle moet ophaal. Hy moet nou teruggaan na sy hoekie toe. Buddy wil beklei met my. Okay, so net gou weer vinnig terug. So baie keer help ons kinders vakke kies wat hulle belangstellings, jy weet, sensibiliseer of wat ook al. Maar dis nie noodwendig die vakke wat vir hulle opsies gaan oopmaak vir die toekoms nie. So ja, ek is bietjie meer old school. As ek sien 'n kind het aanleg en potensiaal, veral as ek na sy punte kyk en miskien 'n aanlegtoets doen soos die DAT-S en later die DAT-L, dan sal ek sê kom ons kies vir die kind vakke wat vir hom opsies gee. Jy weet. So ek is versigtig om op skool vakke te kies wat jy net in belang stel. Jy weet, ek sal eerder nou al wil gaan kyk wat wil jy eendag gaan doen en dis die nice ding van hierdie toetse in graad 9 dat ons nou al soort kan begin projekteer wat is moontlike studieopsies vir jou 2 of 3 en op grond van dit kan ons vakke begin kies. Dis vakkeuses. Loopbaan, is dit moeilik want dan het jy na jou vakke gekies en dan sien ek baie keer in graad 11 of graad 12, hierdie ou die verkeerde vakke, jy weet, en dan beperk dit sekere opsies. En dan sal dit spyt dat hulle nie sekere goed gehad het nie. En dan kos dit hulle ekstra jaar na skool om verder te gaan studeer om sekere vakke van matriek oor te doen. So, maar die beste tyd is seker graad 9 vir vakkeuses. Ek sou sê hierdie tyd van die jaar is 'n goeie tyd. Ja, as jy kyk, daar's nie 'n regte en 'n verkeerde tyd nie. Wat ek gewoonlik doen is ek gaan sommer op jou skool se webwerf en ek gaan help jou, ek gaan kyk na die groepering van die kinders se vakke en ek sit sommer daar met jou in die kantoor met die kind en die ouers en ons kies die vakke. En ek dink dit is wat 'n sielkundige veronderstel is om te doen. Jy weet, so jy moet jou navorsing gaan doen. Die kind het ook 'n verantwoordelikheid, die ouers het 'n verantwoordelikheid om ook hulle navorsing te gaan doen. Jy weet. Is daar gevalle wat daar kinders inkom wat regtig nou hulle weet nie. Hulle weet nie wat 'n kind doen nie, hulle weet nie wat hulle wil word nie. Ek het al by 'n paar geleenthede met graad 10, 11 gepraat. En dan sê hulle het geen idee wat hulle wil word eendag nie. Hulle weet nie eens waar hulle belangstel nie. So dit kan soms wees is 'n societal thing. Daar is regtig finansies nie. Dan ek wil nie nog sê wat ek wil word eendag, want wat is die doel dat ek vir jou sê ek weet dit gaan nie gebeur nie. Ja. Wat doen 'n mens of wat sê jy as 'n sielkundige in so 'n geval wanneer 'n kind by jou inkom en dit is die redes hoekom 'n kind of jy vind agterna uit want dit is mos nou maar nie iets wat jy sommer sal uitvind met 'n eerste gesprek met 'n kind waar hulle regtig nou ek wil graag iets word maar ek weet dit is So vir my beskoring. hierdie klink meer vir my soos 'n terapeutiese tipe gesprek. Maar ek dink wanneer ek met 'n ouetjie connect en dis maar waar intuïsie inkom, is om regtig te kyk waar stel hierdie ou belang. En partykeer is dit iets wat glad nie in my portuur is nie, byvoorbeeld, wat is hierdie anime? Jy weet, nou, ek het kinders wat van anime hou. Verstaan, anime is soos die laaste ding wat ek sal kyk. Jy weet, maar as dit vir hom belangrik is, of sekere TV games, dan moet ek met dit gaan, om te kan kom by wat ek wil uitkom.
baie keer is dit dat hierdie kind voel hy word nie vertrou nie, dat hierdie kind voel hy word nie gehoor nie, so hy gaan nie 100% eerlik wees oor dit wat hy actually wil sê nie. En dit voldoen dalk nie aan die standaarde van society in terme van wat ek kan doen of mag doen nie, so ek het my confidence verloor, of ek het nooit die confidence gekry in die eerste plek nie. Meeste mense stel in iets belang. Dis baie min wat jy Aan niks belangstel. aan niks belangstel nie. Jy weet, van wat jy punt af van die lewe. My verantwoordelikheid is om te probeer uitfigure wat dit is. En om daar uit te kom. En ek moet 'n connection met daai persoon vorm om daar uit te kom. As jy nou met die luisteraars of ouers daar buite wat nou nie die belangrikheid verstaan van 'n psigometriese toets nie, wat sou jou aanbeveling wees vir hulle? Hoekom moet jy jou kind stuur vir 'n psigometriese toets? Ek dink dis 'n goeie tweede opinie. Ek dink jy kan jou kind baie goed ken. En is interessant vir my, meeste van die ouers wat hulle kinders na my toe stuur, sal vir my sê, okay, dit bevestig eintlik net wat ek wil doen. So baie verantwoordelike ouers stuur hulle kinders na my toe, en dan het hulle eintlik al geweet wat hulle moet gaan doen, en dit word net bevestig. So vir my is hierdie net 'n baie goeie tweede opinie. Dis nie die all that nie, dis nie die alfa en die omega nie. Ek het al baie ervarings van mense gesien wat gegaan het vir hierdie goed, wat van die wal af van die sloot gehelp is. Ek kan nie aanspreeklik gehou word vir dit nie, maar ek kan aanspreeklik gehou word vir die advies wat ek uitdeel. Ja. Jy weet. Maar so ja, daar is ouens daar buite en ek maak ook foute, 100%. Ek doen nie alles reg nie. Maar ek dink dit is belangrik dat ouers daai tweede opinie kry, 'n objektiewe opinie kry, want ek dink as 'n ouer kan jy biased wees en jy is subjektief, jy het jou manier van dinge doen. En wees versigtig dat jy sekere goeders projekteer op jou kind van jouself. Absoluut. Jy kyk die kind en jy sê nee, jy gaan eendag Jy gaan 'n ingenieur wees. Ja, en ek dink dit kom so natuurlik voor. Natuurlik wil ouers die beste vir hulle kinders. There's no doubt about that. So hoe het jy besluit om te doen? Hier gaan ons alweer. Ek het 'n vraagie vir jou. Ja, Okay. ja. Vir argumentsonthalwe, ek kom iewers in my lewe, né? Nou praat ons miskien van iemand daar buite. Okay. Jy weet, jy kom op 'n stadium wat jy bietjie confused raak of 'n bietjie jy voel soms man, is dit wat ek veronderstel is om nog te wees. Yes. Is hierdie toetse net vir 'n kind byvoorbeeld wat wil uitfigure waarheen toe ek op pad? Of kan 'n professionele persoon wat klaar in 'n werk staan vir hoeveel jaar ook al, kan daai persoon ook uitreken vir jou sê, luister, ek is gekwalifiseerd in A, B, C en D, maar ek voel deesdae, is dit vir my of is dit nie vir my nie? So nie net kan groot mense dit gebruik vir is dit vir my of is dit nie vir my nie. Dit kan ook gebruik word in verhoudinge. Okay. So ek dink, jy weet, ek gaan nou sommer nou jump the gun, jy weet, na verhoudinge toe waar ons baie keer sien, hierdie ou dink sy is die grootste dit en sy dink hy is nou net die grootste probleem. En meeste van die tyd is dit 'n kommunikasiegap. Jy weet, so ons weet nie hoe om met mekaar te kommunikeer nie. En dit kom eintlik neer op ons verstaan nie mekaar se taal nie. So jy verstaan nie hoe ek dink en ek verstaan nie hoe jy dink nie. So met ander woorde, al wat jy sien is dit wat jy doen is 'n direkte aanval op my. So ek vat dit baie persoonlik op. So ek is eintlik baie selfsugtig en sinies van my om so daaraan te dink. Maar wat ek nie in ag neem is dat dit eintlik maar net is hoe jou persoonlikheid is en goed nie. So ek hou daarvan om hierdie toetse op baie meer te doen as net graad 9's en graad 11's. Jy weet, mense kom op 'n punt waar hulle sê, ek wil net 'n tweede opinie kry. Het ek die regte besluit gemaak met my lewe? Jy weet, soos iets anders wat gebeur. So ek het hierdie belangstelling in musiek.
Maar musiek het nog nooit, en toe ek by Dr. Mario die toets gedoen het, toe bevestig dat musiek moet 'n stokperdjie vir my wees en sielkunde moet 'n beroep vir my wees. Die toets is so goed dat hy sê dis is activity or subject versus dis is 'n career. En musiek het deurgekom as 'n stokperdjie vir my. So toe maak dit vir my sin hoekom ek nie in die musiekbedryf wil ingaan nie, maar hoekom ek eerder dit part-time wil doen en hoekom dit nie vir my belangrik is om elke Saterdag 'n gig te hê nie. Maar ek sal meeste aande met my elektrische gitaar by die huis sit en speel of wat ook al, maar nie noodwendig voor mense nie. So dit was vir my goed om daai bevestiging te kry. So ek dink vir enige mense is dit goed net om daai bevestiging te kry van okay. Van die punt waar jy wil uitkom is hoe goed ken ek myself. Maar dit is die ding. Hoe goed ken ek myself? Soms is dit die probleem dat jy weet nie regtig wie en wat jy is nie. Jy is nog bietjie die mekaar, jy werk nog aan jouself. Nou gaan en ek is bly noem dit, want soms jy hoor psigometriese toets dan gaan jy onmiddellik, dit is nou net vir graad 9, 10 leerders. Maar die belangrikheid van, ek gaan in 'n verhouding met iemand, met 'n persoon, wat uit 'n different gemeenskap uitkom, uit 'n different huis uitkom, wat anders groot gemaak is. Hier kom ek in, ek het miskien net een ouer, ek het nie meer 'n ma en 'n pa nie, you know. Ek is al kind byvoorbeeld. My perspektief in die lewe is obviously nie dieselfde nie. Sal jy sê dat dit eintlik belangrik ook is vir, as jy weet, ek gaan journey met die persoon. Ek sien 'n toekoms, ja, ons stap koppe, so nou en dan, soos in enige verhouding. Is dit belangrik vir mense om te oorweeg om wel hierdie toetse te teer te gaan, as jy weet jy wil saam met die persoon. Okay, ek sal, daar's seker twee ongemaklike goed wat jy kan doen. Nommer 1 is, voor julle saam slaap en jy sê, maar kom ons gaan doen 'n vigstoets, jy weet, en dan as jy nou vir jou partner moet sê, luister, ek is keen vir die verhouding, maar kom ons gaan doen net 'n persoonlikheidstoets om te kyk. Ek wil jou hê, maar you know, daar's 'n bietjie red flags. So, daar is, daar's definitief wetenskap wat bewys sekere mense is meer compatible. Ek sal nie hierdie toetse wil gebruik, soos die Myers-Briggs sê mos, jy weet, jou 4 komponente versus sy 4 komponente, dis die compatibility, dis waarmee jy oor die weg kom en dis waar ons gaan verskil. Daar's waarde in dit, maar dis nie vir my die alfa en omega nie. Ek dink wat vir my eerder belangrik is om na die individu spesifiek te kyk, met 2 individue en te sê, okay, verstaan jy hierdie individu? Want dit is sekere goed wat vir hom minder natuurlik gaan kom, en dit is sekere goed wat vir hom minder natuurlik gaan kom. Soos byvoorbeeld, hierdie persoon is baie verstrooid. Nou, iets wat 'n mens kry, en dis nie altyd so nie, maar die vrou wil dalk netjies wees, en sy is puntinerig met 'n koppie wat op 'n plek staan. Hy is bietjie meer chill, so hy los sy koppies op plekke, en sy bekers en sy teelabels op plekke. Onthou, hy het nog nooit anders daaraan gedink nie. En nou moet dit verander, en nou dink sy, nou hoor jy, hierdie ou is besig om maar direk aan te val, deur die koppies daar te los. Hy dink nie so daaraan nie, dis net habit. En sy persoonlikheid is meer relaxed met dit. Ek gebruik mos altyd hierdie voorbeeld, ek het met 'n meisie uit te gaan op 'n tyd, en die een Sondagmiddag maak sy vir ons kos, en ek sit in werk aan verslae, en ons eet die middag, en ek sê nog, ek wil die sokker op kyk, en ek eet, en ek wil die TV aansit terwyl ons die kos maak, maar ons is 2 maande in 'n verhouding of wat, man. En toe ons nou klaar geëet het, toe staan ek op, en ek sit die TV aan, en ek kyk die sokker, en hoor, sy is moeilik. En ek sê, maar wat gaan nou aan? En sy sê moeilik, sy sê, los dit net, en ek sê, nee, maar sê my net, weet. En sy sê, ja, sy het nou die hele middag kos gemaak, en ek het nou gewerk, en hier kom ek, en ek eet die kos, en nou kyk ek TV. Okay, alright. 100% sy is reg, ek is verkeerd. Maar hier is die ding. Die ding is, ek het nie so daaraan gedink nie. Was ek die skurk in die verhaal, en enigiemand wat hierdie video kyk kan comment, en wat ek al sê, ek was 100% die skurk, ek val op my swaard. Ja. Okay. Was ek konteksblind? Ja. Ek het nie op daai oomblik so daaraan gedink nie. Okay. So, en 2 weke later, hy is, ons gaan by my ouers kuier, en ons praat, en sy soos, nee, maar sy het nou hierdie gesprek met my gehad, dit gaan nou nie weer gebeur nie. Ek sê vir haar, luister, hier is die ding. Hierdie goed kom nie vir my natuurlik nie.
Nee, nou, ek moet nou mooi dink wat ek nou sê, want nou gaan sekere vroue sê, ja, maar Jy moet jou woorde baie mooi kies hoor. maar hierdie goed kom nie vir my natuurlik nie. So byvoorbeeld, ek kry 'n huishulp in om my huis skoon te maak. Waar my ma is byvoorbeeld verskriklik netjies en sy wil die kombuis dadelik skoon maak en so aan. Ek bly alleen. So wat doen ek? Ek vat my bord, ek sit hom in die wasbak, môre kom die huishulp in, sy was hom uit. As dit my ma was, wil sy dit nou doen. En wat ek vir daai meisie gesê het is, as jy wil hê ek moet iets doen, sê net vir my wat jy wil hê ek moet doen, ek doen dit vir jou nou. Nee, die uitsondering was, daai aand was ek verkeerd, want ek kon 'n bietjie meer moeite gedoen het toe ek die sokker gekyk het, maar die punt is, ek was ook al so lank 'n bachelor, so ek dink nie aan sekere goed nie. So ek dink, wat hierdie toets mee kan help, is om vir mense net, miskien 'n bietjie aanduiding te gee, in terme van wie die persoon is. Nie 'n justification vir bad behavior nie, maar hoe kan ek hierdie persoon approach om aan die goed te werk? Want wat ek vir daai girl te probeer gee, dis 'n oplossing om eerder hoe om met my te kommunikeer. Want sy moet ook besef, ja, ek is verkeerd, maar sy's bietjie van 'n netheid obsessed freak gewees. Iewers moet ons mekaar in die So middel. iewers moet ons mekaar in die middel kry. Ja. So jy sal 'n bietjie leniency moet gee en ek moet 'n bietjie Die leniency compromise gee. is. Want waar ek super onnet kan wees, en ek sê nie ek is nie, waar ek dit kan wees, kan jy dalk super aan die ander kant wees. Ja, En as nie een van ons bereid is om te compromise op dit, jy het ons 'n probleem. absoluut. So die punt is, waar kry ons mekaar in die middel? En dit help net as ons mekaar verstaan. Hoe moeilik is dit om 'n middelweg te vind, Jagia? Dit hang van jouself af, soos Zig Ziglar sê. En ek weet nie waar ek hierdie quote gaan kry nie, maar dit sal iewers op YouTube wees. Instead of promising for a person, that wanneer jy nou trou, instead of promising that I will be the best partner, and you promise that you will be the best partner, rather promise I will be the best version for myself. En jy beloof dieselfde. So met ander woorde, as jy werk aan jouself en sy beloof om te werk aan haarself, het ons twee mense wat bereid is om die ure en die energie in te sit. So in hierdie tyd toe ek nou opgehou drink het, toe het ek gevoel die Here het vir my gesê, maar moenie sê wat jy soek in 'n verhouding nie, maar vra eerder vir die Here, wat moet ek wees in 'n verhouding en wat kan ek doen? Alles begin en- altyd en met daaraan jouself. werk. Ja, so ek dink hoe moeilik gaan afhang van hoe adaptable jy is en gewoonlik die eerste persoon wat praat in die terapie sessie is gewoonlik die moeilike een. Is dit? Ja. Okay. Ja, dis die een wat die broek dra. En dis sal die een wees wat sê jy moet dit doen. En dit is nie altyd so nie, maar is baie keer dit. En ek dink vrouens is nie altyd verkeerd nie, maar mans definitief ook nie. Jy weet, en ons moet wegbeweeg van daai stigma af dat vrouens moeilik is en kyk, mans kan lekker slapgat wees. Ons is twee unieke wesens wat op goeders op verskillende maniere doen en daar's nie een reg en verkeerd nie. My ma sal nou seker sê ja, maar jy kies nou altyd jou pa se kant. So Is dit nie maar wat 'n seun doen? ja, maar ek bedoel Of dis andersom soms. Ek moet ook nou sê my ma is nie 'n goeie voorbeeld om te gebruik nie, want jy weet, ek is maar net 'n seun. Ek is nie 'n sielkundige daar nie, ek bly maar net 'n kind. Ja. Maar ek dink dit is baie belangrik dat jy bereid is om te werk aan jouself. Ek sien verskriklike oulike meisies daar buite en ek sien verskriklike oulike ouens daar buite. Maar ek het al gesien persoonlik hoe toksiese verhoudings goeie mense opneem. Deur mense wat toksies is. En die ding wat mense altyd dan sal sê is daai persoon is 'n narcis. Maar weet jy, nee, dis nie altyd narcisme nie. Ek dink dit kan eerder wees dat jy was baie lenient aan die begin en jy het sekere goed toegelaat en die persoon het gefrustreerd geraak met jou en
Jy weet, dinge het in 'n rigting begin gaan, jy het nie noodwendig gehou daarvan nie, of die persoon het dalk groot geword in 'n huis waar hulle altyd hulle sin gekry het, en nou wil hulle dit weer hê. Verhoudings is kompleks, maar om 'n verhouding te maak werk, word jy twee baie volwasse mense. Ja, sodra daar nog ander elemente inkom, soos kinders en geloof en Nog velkleur moeiliker. en sulke goed, dan raak dit nog meer kompleks. Maar so as ons net praat van twee super gesonde mense, is 'n verhouding klaar harde werk. Harde werk tussen twee persone. Maar is great, maar is harde werk, ja. Het jy enige raad vir iemand in 'n beroep wat sy loopbaan 'n bietjie wil verbeter? Wat ook miskien in 'n geval is waar hulle dink, "Joh, wil ek nog aangaan of gaan ons maar kyk na iets anders?" Is 'n raad vir 'n persoon wat graag verbetering wil aanbring in hulle loopbaan? Ja. Kry balans. Ek dink, stel vir jouself targets in terme van waar jy wil wees wanneer. Maar vra vir jouself eerder, as geld nie 'n probleem was in my lewe nie, wat sou ek dan gedoen het? Nou, een van my mentors, Hubert van der Merwe, hy is my geestelike mentor, het vir my gevra, wat sou ek gedoen het as geld nie 'n issue vir my was nie? En eerlik, dan sou ek hierdie wou doen, want daar was 'n tyd wat ek het oorweeg het om weer terug te gaan in die staat in. En toe het Hubert vir my gevra, maar wat sou ek gedoen het as geld nie vir my 'n issue was nie? En toe sê ek, nee, ek sou dit gedoen het, dalk net nie so baie soos wat ek dit nou doen nie, maar want daar's maar baie druk met dit en jy is emosioneel uitgeput. So ek dink daar is vir my 'n goeie plek om te begin, is vra vir my dit, maar ek dink dan is dit vir my om 'n balans te kry, jy weet, jy moet jou paddle games gaan speel, of jy moet jou squash gaan speel, of jy moet jou gym hê, jy moet saam met jou pelle 'n bier gaan drink. Daar moet 'n bietjie leniency wees. Dat moet net werk Ja. altyd wees. Nou, byvoorbeeld, ek is byvoorbeeld 'n ekstrovert, maar naweke chill ek. Ek het myself gekondisioneer om naweke weg te breek van die samelewing af, oor ek in die week so baie met mense te doen het. Maar jy het vroeër ook gesê jy's ook besig om praktyk te bou. En iemand het vir my gesê, luister, dit gaan vir jou 5 jaar vat om jou praktyk op die been te bring. So, hoe moeilik is dit om 'n balans te vind? Jy's besig om iets te bou, want jou naam is gekoppel aan iets. En jy weet, 'n mens, as jou naam, die moment jou naam gekoppel is aan iets, dan is daar 'n bietjie meer waarde vir jou, Ja. as iets anders. So, hoe moeilik is dit om 'n balans, te verseker die balans is daar. Dis moeilik, maar hier is die ding. Bou jy vir die nou? Want in die veld waarin ons is, verkoop jy maar jou tyd vir geld. Of is jy bereid om sekere mense ook te mentor en sisteme vir die langtermyn in plek te sit? En is jy net 'n leader, soos met pasiënte, of is jy 'n leader wat ander ouens kan lead? Jy weet? En ek sê nie ek volmaak dit nie, maar ek besef ook die belangrikheid daarvan. Ja. En as daar ander sielkundiges is om met wie ek werk, om hulle professionele oordeel ook te vertrou. Om nie net altyd te dink ek weet beter nie. Ja. Jy weet. Dit maak dinge vir my makliker, dit werk vir my. Ek het 'n great span. En op die einde van die dag, dit het al 'n paar keer gebeur, waar ons baie keer die pap op die grond laat val, of nie so baie nie, maar dit gebeur. En dan kry ons hierdie e-mail of wat ook al. En dan is dit nie op my gemik nie, dis dalk op een van my spanlede gemik. Maar ek vat nog steeds die shot. Jy weet, so is ek bereid om vir my spanlede dan op te kom, of om daai verantwoordelikheid te dra, want ek is, Ja. ek dink dit is belangrik, maar om dan terug te gaan na daai spanlid toe, en te mentor dat dit nie weer gebeur nie, want dit is 'n goeie leergeleentheid. Absoluut. Maar in die proses maak dit my besigheid sterker. Want die grootste fout wat ek sal maak is om my spanlid dan af te breek, of om daai persoon te dreig, en dan verloor ek daai persoon in die langtermyn. Ja. Jy weet, maar dis 'n fyn balans, want jy moet ferm wees. Ek waarsku mense ook voor die tyd wat saam met my werk. Ek is reguit, ek is ferm, ek is op die man af, maar ek is altyd oop om te luister. Ja.
Maar as jy my 2 uur op 'n woensdagmiddag gaan vra vir tyd, gaan ek dit nie vir jou kan gee nie, want ek is besig. Maar as jy vir my sê vir my Saterdagoggend gou bel of jy wil gaan saam met my koffie gaan drink, het ek die wêreld se tyd. Jy weet. So Joh. So ons praat oor psigometriese toetse en finansies is soms maar altyd dit is 'n kwessie vir baie van ons. Wat is die kostes gekoppel aan hierdie toets? Okay, wag. Voor jy dit antwoord. Wat van my wat nie 'n mediese fonds het nie. Dit is die realiteit vir baie van ons mense. Ek wil graag my kind hierdie toets laat deurgaan, maar ek het nie mediese fonds, punt nommer 1 nie. Ek het ook nie noodwendig die nodige fondse nie. Watter opsies is daar beskikbaar in ons area? So weer eens, ek dink ek is verseker nie die goedkoopste opsie nie. Ek het gaan soek vir 'n toets wat werk. Nou, ek kan nie name aan dit koppel nie. Ek praat nie van individue, ek praat van die spesifieke toetse. Ek weet wat se toetse die average carrière-direk persoon gebruik of die carrière-rigting persoon. Ek kry baie van skole af of van ouers wat by hierdie skole gaan doen het. So wat hulle doen is hulle gaan na skole toe. Hulle toets sê maar al die graad 9's of al die graad 11 kinders en hulle vra R500 of iets vir die toets. En dan as jy 'n privaat terugvoer sessie wil hê, R800. Maar soos is vir my baie lomp, jy weet. So ek praat onder korreksie, maar ek dink ja, ek sal Ilisma is die persoon wat die finansies hanteer, maar ek dink ons vra R4.500 vir die toets. En dis 'n volledige toets. Dis volledig en dan sluit jy dit terugvoer in. Maar ek dink as jy nou moet gaan kyk na die references van die mense wat my toets gedoen het, hier's genoeg mense, ons is maar in die Parel meestal. Jy sal genoeg mense wat die toets gedoen het, wat vir julle kan sê, Dr. Mario Denton is ook 'n redelike bekende ou in die veld. Ja, so, wat ek moet sê is, dit vat my tyd om obviously moet jy die toets gaan skryf, ek koop die krediet aan van die toets, wat ek dink in sigself R600-700 is vir die toets. So dit is 'n duur toetsbattery, maar dan moet ek die toets gaan interpreteer, of die verslag interpreteer, wat 36 bladsye is, en dan is dit die terugvoer sessie wat ek met jou in 2,5 ure doen. So is heel wat tyd wat ingaan in hierdie Ja, maar ek meen, dit is ook maar, jy moet ook maar vir jouself vra. Ek besef, jy weet, dit werk jy so 'n bietjie duurder uit, en daar is altyd opsies vir afslag, as jy nou jou situasie verduidelik, maar jy moet ook maar kyk, wat tipe kwaliteit soek jy, want jy gaan kry dit wat jy voorvra. Absoluut. Waar kry die gemeenskap, die Drakenstein area, die luisteraars, waar kry hulle jou in die hande? So, ek sien Barry is al by die deur. Barry het soveel mense up in arms hier vandag. Maar, nee, weet jy kan letterlik net intik JDP Practice, JDP. Die website moet nog net 'n bietjie updated word, dis lank terug geupdate, maar ek het nou iemand wat besig is daarmee, wat www.jdppractice.co.za is. As julle vir ons 'n e-pos wil stuur, my persoonlike e-pos is jg@jdppractice.co.za. As julle met die Lisma wil praat, is dit info@jdppractice.co.za. En dan my praktyknommer is 066 404 9126. En dit is nou 'n praktyk-eienaar wat al die inligting net so kan onthou. Ja, myself aan die ander kant. Ja, Ek is baie trots op myself en ek is verstrooid. Dis goed. Is daar 'n laaste boodskapie wat jy wil deurgee aan as daar 'n ouer luister, as daar 'n jong vrou wat bietjie confused is, 'n jong man, laaste boodskapie vir hulle? Ek dink my boodskap gaan eintlik uit aan hoe taaf die lewe is. Jy weet, soos ek dink baie mense kry swaar wat nie eintlik gaan oor career direk nie. Jy weet, my sielkundige
het vir my gesê, leer om jou eie geselskap te geniet. Absoluut. En dis maklik om die ja te sê, maar om actually jou eie geselskap te geniet is 'n groot ding, want jy kom nou tussen mense, maar as jy nie eens van jou eie geselskap hou nie, hoe die hel kan jy dit verwag van iemand anders? Exactly. Jy weet, en dit het my 'n tydjie gevat om dit te verstaan, en ek moes dit baie keer wegdrink op my eie. En in die laaste paar jaar kan ek vir jou sê, dit was vir my baie bevrydend. Die naweek wat verby is, het ek byvoorbeeld die hele naweek net by die huis gesit, en dit was lekker. Mense het soms nodig. Ja, en dan besef jy's eintlik, jy kan in jouself goeie geselskap wees, en ek is 'n ekstrovert. Ja, so explore daai deel, as wat jy net weer na 'n stupid partytjie toe gaan, waar jy dronk raak. En ek sê nie jy kan nie, maar wees versigtig om met mense tyd te spandeer wat sleg is vir jou. Ja. Jy weet, en wat jou nie wil opbou in die proses nie. So, en dan wil ek net sê, dankie dat ek hier kon wees. Dit was lekker om met jou te gesels. Ek weet nie hoe lank ons al besig is, die tyd het vinnig verby gegaan. Maar dit was baie lekker. Ek dink ek moet vir jou dankie sê. Ek dink ons het nou die dag vinnig gesels en dit is net soos iemand wat net so excited is oor sy werk en wat hy doen en hoe die belangrikheid van hoe ek my praktyk sien, my naam daar buite, maar ook die feit om daar te wees, om diensbaar te wees vir mense. So vir my is dit 'n verskriklike belangrike ding as net om mense te kan help om daar te wees, om diensbaar te wees. Ek dink 'n mens verloor soms sig van wat belangrik is, maar as hy kliënt voor jou sit en dan besef jy, luister, dit is hoekom ek doen wat ek doen, sodat mense 'n beter toekoms kan hê. So ek wil regtig vir jou baie dankie sê, dat jy vandag hier was, en ook vir Lisma, wat al my boodskappe moes aangehoor het, en die kontak wat ek en sy met mekaar gehad het. Ons waardeer regtig die feit dat jy vandag, en Buddy natuurlik, ons kan nie van Buddy vergeet nie. Buddy is eintlik die star of the show. Buddy is eintlik nou 'n bietjie moeg, maar ja, ek dink, dankie dat julle hier was. My hartse begeerte is altyd net dat iemand daar buite is wat die boodskap ontvang, iemand wat vir iemand die boodskap kan gee en wat ultimately by jou praktyk gaan opeindig. So baie dankie, ons waardeer dit. Dankie. Ja, so ons het aan die einde gekom van nog 'n episode van Coffee, Crisis and Conversations. Ons hoop dat vandag se boodskap iemand sal bereik en dat ons mense die belangrikheid besef van psigometriese toetse, maar ook die belangrikheid besef van wie en wat jy is, waartoe is ek op pad, en die belangrikheid van verhouding bou en om middeweg te vind met wie jy in 'n verhouding is. Baie dankie.